I'm super excited because this is a branch of mathematics that really enables us to understand math at a different level going forward. So faktorisering is geweldig belangrik. Dit trek deur na al die ander afdelings in wiskunde. Okay, so tot op hierdie punt het ons geleer van produkte. Ons het geleer hoe om hakies uit te maal en te vereenvoudig. Nou, faktorisering is eintlik die inverse daarvan. Dit is waar jy begin met al hierdie verskillende terme en dan wil jy dit weer terugkry in sy hakies. So we're working backwards. This is so exciting for me. I love factorization. Well, I love all maths. Anyway. Okay, so ons gaan begin met 'n klein oefeningkie. Dit is regtig baie basies vandag. Only touching a few fundamental principles. We're not going to throw you in the deep end. You will be fine. Okay? Net klein, small baby steps. When we look at 12 and 18, let's prime factorize these numbers. So ons gaan dit priem faktoriseer. Julle kan dit nou al doen. Jy mag jou sakrekenaar gebruik. Jy mag die delingsmetode gebruik. Prime factorization is when you say, what are the prime numbers that make up this composite number? So a composite number is the opposite to a prime number. Jou saamgestelde getalle, soos 12 en 18, wat meer as 2 faktore het, is die teenoorgestelde van 'n priemgetal. Ons gaan dit priem faktoriseer. Jou sakrekenaar, as jy hom intik 12 equals shift fact, dan spoeg hy hom vir jou uit as 2 kwadraat maal 3. This is what you get when you type it and you shift fact the 12. For the purpose of this lesson, because we really are only going to do an introduction to factorization, okay, we are going to write this in expanded form. Dit beteken ek wil hom nie nou in vandag se les in eksponensiële vorm hê nie. Op die oomblik is hy in eksponensiële notasie geskryf. So the moment I expand, die oomblik as ek dit uitbrei, dan skryf ek hom as 2 maal 2 maal 3. We all agree. Good. Just as a side note, the following would also be correct. These are different notations, so dis verskillende notasies, ons skryf dit dalk op 'n ander manier, ek gaan dit nou neerskryf, maar dit beteken dieselfde ding. Ek wil hê julle moet gemaklik voel met al die verskillende maniere hoe ons dit kan vra en skryf. Okay, so ons kan ook vir jou sê 2 kolletjie, kolletjie, kolletjie. This also means multiplication. It's a different notation, 'n ander manier van wiskunde skryf. Of dalk gaan julle sê, juffrou, maar ons kan hakies gebruik. Ja, natuurlik kan jy. Just bear in mind, those are your 3 options. Okay. En dan 18, as ons dieselfde doen met 18, dan kry ons 2 maal 3 kwadraat. In uitgebreide vorm, 2 maal 3 maal 3. Hoekom doen ek dit? Want ek het iets baie spesifiek waarby ek wil uitkom. I'm going to delete that, but don't worry, it's on the video, you can go back. Wat is die grootste gemeene faktor? The highest common factor of 12 and 18? Ja nie. 2 maal 3. Ek stem 100% saam met jou en ek waardeer dat jy gesê 2 maal 3, aangesien ons dit nou in uitgebreide notasie geskryf het. Well done, jy dink vooruit. So, I'm going to take it back a step. I've got all the different highlighters to my disposal. You know I love color. Would you all agree that both numbers have at least 1 2 in common? Beide van hulle het ten minste 1 2 in gemeen. Likewise, both numbers have at least 1 3 in common. Die een het 2 3's en die ander het 2 2's, maar almal het ten minste 1 3. So your highest common factor would be the 2 times the 3. Dit is die 1 pers wat gemeenskaplik is by albei, sowel as die 3 wat gemeenskaplik is by albei. Yes. All in all, 6. Dit is jou gemeene faktor. Grootste gemeene faktor.
But now mathematics, as we all know, up until grade 8, we mostly worked with numbers. We very seldom included variables. Maar ons is nou graad 9. So ewe skielik moet ons seker dink daar is veranderlikes wat ons ook kan inbring in ons wiskunde. Ons is nou besig met algebra. Wat is 'n veranderlike? What is a variable? Give me an example of a variable. X, good. We love X for some other reason. Dis lekker om te skryf, nê? Krulletjie, krulletjie. Okay? Enige letter van die alfabet, M, N, P, Q. Those are all your variables. Wat is die doel van 'n veranderlike? Why do we have it? It's a placeholder for another value. Thank you, Daniel. That's the perfect definition, spot on, of a variable. So 'n veranderlike is 'n plekhouer vir 'n ander syfer. Hy hou net die plek totdat jy sê wag, x is gelyk aan 5 en dan sit jy hom in, jy vervang hom in, jy bereken die waarde van die uitdrukking. So ons gaan nou veranderlikes hier inbring en dan gaan ek nou een stapie verder vat en sê, okay, so as ons dit kon doen vir 12 en 18, is dit vir ons moontlik om die grootste gemeene faktor te vind van hierdie twee uitdrukkings. Using the same train of thought, as ons nou presies dieselfde gedagtegang sou toepas by 12x kwadraat y, 18x tot die derde mag y kwadraat, is dit vir ons moontlik om die grootste gemeene faktore van hulle ook te kry? Ek dink so. Kom ons kyk. We can do it. Ek gaan dit nou in uitgebreide notasie gaan skryf. Because this is still the first lesson. We will not do this for the entire term. Ek beloof vir jou, later gaan ons dit vinniger, makliker op korter maniere doen. Maar 12 is mos nou 2 maal 2 maal 2. Okay, nou gaan ek die kolletjies gebruik. Maal x, x, y. Stem almal saam? Dis 2 maal 2 maal 3, want dit is die priemfaktore van 12. Yes? I can't specify. If you prefer using the multiplication sign, no problem. If you prefer brackets, awesome. I'm going to use the little dots here because there is a reason. I don't like to write the following down. Where's my pen? You saw. Because x times x, what if the child writes an x as in a multiplication sign and they don't do the squigglies squiggly enough? And then I misinterpret that as a multiplication sign, for instance. So that's the reason why I prefer using dots or simply writing it next to each other without anything in between. It means multiplication. But if you prefer multiplication sign, of course you're allowed to do it. Okay, so that's just a small technical point. Goed, kom ons doen dan dieselfde vir die 18. Let's find the highest common factor. Ons gaan weer ons highlighters gebruik of penne of glitter of enigiets wat jy wil, stickers. Both of them have at least 1, 2. Albei van hulle het ten minste 1, 3. This has been established above. Hoeveel x'e gaan ek highlight? Wie sê 1? Wie sê 2? Mooi. Because both of them have at least 2 x's. Daar is 2 x'e vir albei van hulle, ten minste. Hierdie enetjie het 'n ekstra 1. Maar ek kan nie die 3 highlight nie, want hy het nie 3 nie. Okay. En dan by y, hoeveel eie gaan ek highlight? 1, want daar is net 1. Oh, don't you just love it when the power switches off? So okay, ek gaan net so lank my highlighters gebruik, julle krag gaan nou weer aankom.
Hoop ek. Ek weet nie of julle dit neergeskryf het in julle boek nie. Het julle dit neergeskryf? Okay, wie kan vir my sê wat is die grootste gemene faktor? Ons kyk. Ja. Hulle gaan nou weer vir ons die krag aansit. Dit was vinnig. Is my skerm nou aan of nog nie? Okay, ons is weer live. So, ek het nou alles ge-highlight wat presies dieselfde is. En terwyl ek besig was, het ek daaronder al die faktore met hulle onderskeie kleure gaan neerskryf. Let op dat my grootste gemene faktor bevat nie duplikate nie. Dis nie asof ek sê dis 2 maal 2, 3 maal 3. Verstaan, dis net 1, 2, 1, 3, 2 x'e en 'n y. Dit wat gemeenskaplik is vir albei. Dit is wat ek neerskryf by my grootste gemene faktor. Dis nie vereenvoudig nie. So when I simplify, it becomes 6x squared y. Congratulations, most of you really understood this. Want ek kan sien in julle boeke. Okay. Kan julle onthou? Ons gaan net gou 'n bietjie backtrack. Vanuit die vorige lesse wat ons gedoen het oor produkte. Dat ons, en dit wat die eerste som in die toets het amper so gelyk, that when you are asked to simplify, as ons vereenvoudig, dan beteken dit maal uit. Ek wil nie hakies in my antwoord hê nie. Dit onthou julle. Ek het 'n punt waarby ek wil uitkom. Ek wil net gou seker maak dat ons almal onthou om dit te doen. So as jy maal, dan behoort jy te kry 9m kwadraat n tot die derde mag. You distribute, dis die distributiewe eienskap wat ons hier gebruik. En dan kry jy dit. So skryf dit neer, ons gaan nou weer terugkom soontoe. Okay, we're getting back to that in a moment. En nou het ek vir julle 'n klein definisietjie wil ek amper sê hier neergeskryf. Ek wil net gou hierdie delete want ons moet nog hier kykie. Right? Ek het vir julle 'n klein, it's almost like a definition. I don't know how you want to think about it. But what is factorization? Factorization is the inverse operation to simplification. Dit is maar net die omgekeerde bewerking of die inverse bewerking van vereenvoudiging. When we simplify, you multiply the brackets out, you add the like terms together. Jy maal die hakies uit en jy tel die gelyksoortige terme bymekaar. Maar wanneer ons faktoriseer, dan doen ons die teenoorgestelde. Dan sit ons dit terug in hakies. Mal oor faktorisering. Hierdie is 'n herhaling van wat ons nou net gedoen het, hierdie gedeelte hieronder. Ons gaan nou daarby uitkom. Ek het dit net neergeskryf. Ja, ek het dit gekopie en paste. Jy hoef dit nie weer neer te skryf nie. Maar nou gaan ons dit prakties maak. Dit wat ons nou net geleer het, gaan ons faktoriseer. Okay, wie skryf nog 'n definisie neer? Vat julle tyd.
Julle reg, kan ons faktoriseer? Is julle op dit? Okay, so kom ons gebruik nou hierdie voorbeeld van die 12x kwadraat y en 18x tot die derde mag y kwadraat. En kom ons kom nou by die crux van die saak. What do we expect to read in a test paper? What is the question? The question is factorize the following. En nou gee ek vir jou 'n uitdrukking met twee terme. Term nommer 1, term nommer 2. When we factorize, the goal would be to go from 2 terms to 1 term. Ons wil begin met 2 terme en ons wil hom in faktorvorm gaan skryf. I will repeat all of this on Monday, so this is really just introductory. Net 'n inleiding. How do we do it? Ons het nou klaar baie mooi uitgewerk. Wat is ons grootste gemeene faktor? Dit is 6x kwadraat y. Jy gaan nou vir my hierdie gemeene faktor neem. The common factor between those two terms. And you will write it down in front of a bracket that you will create yourself. Jy neem jou gemeene faktor, jy skryf hom aan die voorkant van 'n nuwe hakkie neer wat jy self skep. And now we need to establish, if we look at the first term, as ons na die eerste term gaan kyk, dis jou 12x kwadraat y. Watter een van hierdie faktore is nie gehighlight nie? Die 2. So whatever we did not use or whatever remains from that 12x squared y, that is what you put in your bracket first. Dit is wat oorbly. Dit is die faktor wat nie deel vorm van die grootste gemeene faktor nie. It is the factor that does not form part of the highest common factor, the one that we did not highlight. Ons gaan heeltemal 'n ander metodes van maandag af begin inkorporeer. Hierdie is net om te verstaan wat hier aangaan. Nou kyk vir my na die 18x tot die derde mag y kwadraat. Wat bly daaroor? Wat bly oor? Okay, so wat ons nie gebruik het nie was die 3, die x en die y. Those are the factors that we did not highlight. Ons het dit nie gebruik nie. Dit bly oor, it remains. So dit kom dan tweede in jou hakkie. I know that you can't believe it, but you just factorized your first sommetjie. Ja. Gaan nie altyd 'n plus wees nie. Onthou dis les 1. Dis die absolute breaking it down into its elements. Ons moet daar begin. Kan ons toets of ons reg gefaktoriseer het? Hoe gaan ons dit doen? Vereenvoudig, baie mooi. So kom ons maal dit nou uit om te kyk of ons dit reg gedoen het. I'm going to do this in red. You can always test your answer. You can test whether you factorize correctly by taking the expression and simplifying. Vereenvoudig. En as jy dit uitmaal, dan sien jy iets interessant. Hierdie is presies gelyk aan die oorspronklike vraag. So we did in fact factorize correctly. So to summarize, factorization is when you start with 2 terms, jy begin met 2 terme, jy
identifiseer of bepaal jou grootste gemeene faktor en jy eindig met een term. Nou, hoekom sê ek dat hierdie is een term? Ja nie. Want daar's 'n maal. Die hakkie is maal. Fundamentally important to understand this. Aan die regterkant, ek gaan nou weer uitzoom, het ons wat ons noem een term. Hoekom? Want hierdie is die een faktor en hierdie is die tweede faktor. Those are your two factors. And the fact that you have ietsie teen aan 'n hakkie, something directly in front of the bracket, means you multiply the bracket. So it's factor 1, factor 2. Multiplication means single term. Ons het gegaan van 2 terme na 1 term. Ons het dit in sy faktorvorm gaan skryf. Ek gaan uitzoom want ek dink ek het dalk te vinnig gewerk. Skryf haar dalk klaar neer asseblief. As jy klaar neergeskryf het, probeer asseblief vir my die onderste een faktoriseer. Don't look at what I did. Daar's een sommetjie oor wat ek wil hê jy moet in die klas probeer faktoriseer. Jy kan jou notas gebruik. Daar's 'n klein bietjie huiswerk.